Hallo julle, kom ons kyk gou na die tweede deel van ons eksamenleerpapier. Ons het daai klaar deurgegaan. Ek herinner jou nou net weer om jou sakrekenaar skool toe te bring en ook 'n liniaal en jou skryfbehoeftes. Ons het reeds kwartaal 1 se werkies bespreek in die vorige video. Maak seker dat jy dit ook gekyk het wel. Nou gaan ons gou kwartaal 2 se werk bespreek. Dit het oor breuke gehandel. Ons is nog steeds besig daarmee. Ons gaan oor aktiwiteit 1 en aktiwiteit 2 skryf in hierdie eksamen. Aktiwiteit 1 nommer 17 tot 19 en aktiwiteit 2 nommer 1 en 2. Okay, so al hierdie werkies is in jou boek, in jou werkboek. Ek het sommer nou 'n kindswerkboek hierso. Net om vir jou te wys. Hierso is aktiwiteit 1. 17 tot 19, dit is groter as kleiner as en is gelyk aan, en dan ook hier waar ons die getalle rangskik van groot tot klein of klein na groot. So dit is aktiwiteit 1 in jou werkboek. Goed, kom ons doen gou 'n paar voorbeelde. Groter, kleiner en is gelyk aan. So ons weet nou, ekskuus, ek sien nie, ek slaan nou daardeur, maar ons weet nou, ons eet altyd die grootste getal, en as dit gelyk aan is, dan skryf ons is gelyk aan, maar ons eet altyd die grootste getal. So kom ons kyk gou vir die eerste een. Ek gaan nou nie hierdie doen wat ek nou getip het nie, so kom ons kyk maar van hier af. 3/8 en 4/6. So 3/8, kom ons kyk gou. 3/8, daar's 1/8, daar's 2/8 en daar is 3/8. En dan die tweede enetjie is 4/6. So dit is 1/6. Net 'n bietjie opskryf, ekskuus. 2, 3 en 4/6. Ons kan sommer dadelik sien die 4/6 is die grootste. Ons sê nie dis 1/6 nie, want daar's 4 van hulle, so dit beteken dis 4/6. So ons kan sommer dadelik sien dat die 4/6 meer is, dit is groter. As jy kyk, ek het jou breekemuur wat ek vir jou gaan gee in die toets, en jy vat 1, 2, 3/8, dan weet jy dis so groot, en 1, 2, 3, 4/6, daar kan jy duidelik die verskil sien. Watter een is die grootste? So, ons eet 4/6. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. 3/4 en 6/8. So 3/4, ons noem ons as iets op 4 is, 'n kwart. So as ek 3/4 het, dan het ek 1, 2, 3/4 en die volgende een is 6/8. So, dit is hoe 'n 8ste lyk. So ek kort 6 van hulle. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. So as ek dit mooi onder mekaar sit, dan sien ek, dis presies gelyk. Ons kyk gou hier op ons papier ook. 6/8, 3/4, 1, 2, 3, en hy gaan tot daar, en 6/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So as ek met my liniaal gaan, en ek meet dit so, dan kan jy sien, hy is presies gelyk. So onthou asseblief jou liniaal. Goed. Volgende. Ekskuus. Ons het gesê hy is gelyk. 2/3 en 'n half. So 2/3, hierso is 1/3, hierso is 2/3 en 'n half. Daar kan ek heel duidelik sien dat daar meer van die stuk van die 3 is, so ek eet die 2/3. Goed, so jy gaan so 'n breekemuur kry in die toets. Jy mag op hom teken, jy mag op hom inkleer, net soos jy wil om uit te werk.
watter een is die langste. Onthou, ons kyk watter een is die langste, dit beteken hy is die grootste. So jy kan op hom krap net soos wat jy wil. Goed, volgende gaan ons kyk, klein na groot. Toenemende, stygende orde. Ekskuus, ek wil net hierdie ding bietjie ligter maak, of ons kyk of dit beter is. Toenemende of stygende orde, so ek soek van klein na groot. So die eerste een is 5/8, so kom ons pak gou 5/8. 1, 2, 3, ek gaan nou nie, eintlik gaan ek dit nou nie in die blokkies pak nie, julle weet hoe ons dit in die klas gedoen, want jy kry nou so papier, 5/8, so jy tel, 1, 2, 3, 4, 5/8, so jy kan vir jou merkie nou daar maak, dan 'n 5de, so jy kan sommer dadelik sien, jy kan nou vir jou hier so skryf, 5/8, hierdie is van klein na groot, so 5/8 is so ver daar, en dan 'n 5de is so ver kleiner as die 5/8, en dan 'n 6de, 'n 6de is nog kleiner as 'n 5de, so hy kom nou nog bo hom, en dan 3/5, 1, 2, 3/5, ons meet hom, daar was 5/8, 3/5 is 'n klein bietjie kleiner as 5/8, so dit gaan eers wees 3/5 en dan 5/8. Goed, so ek maak sommer net so 'n notaatjie vir my daar, en dan skryf ons, 'n 6de was die kleinste, dan 'n 5de, dan 3/5 en die grootste was 5/8. Goed, nou gaan ek dit doen van groot na klein, afnemende, dalende orde. So my eerste een is 3/4. Dis 3/4. So, ek gaan nou gaan kyk, 3/4. Daar is die kwarte 1, 2, 3/4, so hy is lekker lank. Dan gaan ek kyk 5/8, 1, 2, 3, 4, 5. Daar kan ons sien, dit is eers 3/4, of 3/4 is groter as 5/8, so ek gaan nou net vir my hier 'n nota maak, eers 3/4 is groter as 5/8, en dan is 6de, 6de is net so klein, so hy is so ver die kleinste, en 2/3, 2/3 is daar, so kom ons kyk, 2/3 is bietjie kleiner as 3/4, en 2/3 is 'n bietjie groter as 5/8. So 2/3 gaan ek daar so in squish. So my grootste een is 3/4, dan was dit 2/3, dan was dit 5/8, en my kleinste een was 'n 6de. So daarso is van groot tot klein. Goed. Nou gaan ons kyk na, ons kyk eers gou, ons het breuke van groot tot klein en is gelyk aan radskik in toenemende en afnemende orde, en nou het ons definisies. So kom ons kyk gou. In jou boek het ons die definisies neergeskryf. En so is dit. So, jy moet weet wat is 'n egte breek, 'n onegte breek, 'n teller en 'n noemer. So kom ons kyk gou na 'n egte breek. 5/8 is 'n egte breek, want die teller is kleiner as die noemer. Dit beteken dat as ek 'n sjokolade het en ek deel dit in 8 stukkies, van die onderste getal, die noemer, wys vir ons in hoeveel stukkies ons dit moet gedeel, dan kan ek 5 van daai 8 eet. Dan bly daar nou 3 oor. So 'n egte breek beteken die teller is kleiner as die noemer. 'n Onegte breek beteken die teller is groter as die noemer. So jy kan nou nie 'n sjokolade hê en jy het net 5 blokkies sjokolade en jy wil 8 blokkies eet nie. Daar's nie genoeg vir jou om te eet nie. So dit is onmoontlik. Dit is 'n onegte breek. Jy kan nie, as daar net 5 blokkies sjokolade is, kan jy nou nie net 8 eet. Kan jy nie 8 gaan eet nie. Jy het nie genoeg om dan te eet nie. So die teller is groter as die noemer.
Dan het ons nou hier gesien, die teller is die boonste getal van die breek. Die teller sê vir jou hoeveel jy moet inkleer. Byvoorbeeld, as dit 3 op 4 is, die noemer sê vir jou hoeveel stukkies daar moet wees. Daar's 1, 2, 3, 4 stukkies. Daar's 4 dele en die teller sê vir jou jy kleer 3 van daai 4 dele in. Die noemer is die onderste gedeel van 'n breek. Dit is waardeur iets gedeel moet word, waarin iets gedeel moet word. So 5 op 8 byvoorbeeld, jy het 8 stukkies ewe gelyke dele en 5 sal dan nou gewees het hoeveel jy van hulle inkleer. So julle het hierdie definisies in julle boek, leer dit vir my. En dan gaan ek ook sommer vir jou sê, ekwivalente breuke het ons ook in ons boeke gedoen. Dit was hierdie wat so gelyk is. Dit is aktiwiteit 2. Dit is deel van aktiwiteit 2. Hy begin by nommer 2. Goed, so kom ons kyk gou na ekwivalente breuke. Ok, eerste wat ek doen. Hulle gee vir my 'n breek hier, 'n half. Maar nou gee hulle net vir my een getal hierdie kant. So ek moet nou gaan uitwerk wat moet daar kom. So eerste wat ek doen is, ek kyk, ons tel in 2's. So 2 maal ietsie gaan vir my 4 gee. Kyk, so kom ons tel in 2's, 2, 4. So 2 maal 2 gee vir my 4. En wat ek onder doen, doen ek bo. 1 maal 2 gee vir my 2. So jy moet vir my skryf waarmee jy gemaal het en dan jou antwoord en dan bring jy jou antwoord net hierdie kant toe. 2. Dit beteken 'n half is dieselfde as 2 op 4. Goed, kom ons kyk gou die volgende een. Ons tel in 2's tot by 12. So my antwoord is 12. So ek tel in 2's. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ons sien dit 6 keer, so 2 maal 6 is 12, en wat ek onder doen, doen ek bo. 1 maal 6 is gelyk aan 6. Jy moet daai vir my skryf, en jy bring die antwoord hierdie kant toe, dit beteken 'n half is dieselfde as 6 op 12. Goed, kom ons kyk nou 'n volgende een. Nou tel ons in 3's, tot by 12. So 3 maal wat gaan vir my 12 gee. So ek tel in 3's. Jy het jou telkaart by jou en jou sakrekenaar, so jy kan dit maklik uitwerk. 3, 6, 9, 12. So 3 maal 4. Ekskuus. 3 maal 4 gee vir my 12. En wat ek onder doen, doen ek bo. 2 maal 4. Nou bly ek by die verkeerde plek skryf, ekskuus julle. 1 maal 4 gee vir my 4. En ek bring die antwoord daai kant toe. Dit beteken 'n derde is dieselfde as 4 12's. Goed, ek gaan nou net hierso sê krap. Kom ons maak sommer so. Kyk. 3 gaan in 24 in hoeveel keer? So ons tel in 3's tot by 24. Jy het 'n telkaart, as jy 3 plus 3 plus 3. Maar 3 tot by 24. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Dis 8 keer. So ek maal hom met 8 om 24 te kry. 2 maal 8 gee vir my 16. So jy tel in 2's, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 maal 8 is 16 en jy bring hom oor. OK, nog 'n voorbeeld. 3 maal wat gee vir my 33? As jy nou om gaan uitwerk, is dit 3 maal 11 en ek doen bo wat ek onder doen, 2 maal 11 gee vir my 22 en ek bring hom daai kant toe. 4 maal 3 gee vir my 12 en 1 maal 3 gee vir my 3. So jy moet nou net onthou dat jy die onderste getal, jy kyk hoeveel keer gaan hy in sy maatjie. Jy moenie sê 4 maal 12 nie. Jy maal nie hierdie twee met mekaar nie. Hierdie is hoeveel jy gaan kry as jy in 4 stel. So ek wil weet hoeveel keer gaan hierdie getal in daai in. Wat jy onder doen, doen jy dan bo en dan kry jy daai antwoord. Goed, en dit is wat jy moet weet vir ekwivalente breuke, net hierdie tipe formaat. Dit is nommer 2 in jou
boek. Okay, en dan wil ek net gou vinnig, as ek nou vir jou dalk blokke of sirkeltjies of iets gee wat jy vir my moet deel, kom ons kyk gou hierna, 'n half. So, as jy nie weet wat is 'n half teen nou al nie, dan kyk jy na die onderste getal, dit is in hoeveel jou blok gedeel moet word. Nou, jy kan iets in die halfte deel so, jy kan iets in die halfte deel so, jy kan iets in die halfte deel so, maak nie saak nie, ek gaan hom sommer so skuins deel. Okay, nou sê dit vir jou, hoeveel stukkies kleer jy in? Een van hulle, 1 halfte. Ekskuus, ek gaan sommer nou net so maak. So jy kleer 1 halfte in. Goed, die volgende een is 3 kwarte. So die 4 beteken, dis die noemer, dit is in hoeveel dele. Ekskuus, hier's netbalwedstryd by die skool, so ek hoor die meisies gaan nou badkamer toe. As julle dalk geskree hoor hier agter. So 4 dele, jy deel hom in 4. So ek gaan hom nou presies in 4 dele deel. Daar's my 4 dele. 1, 2, 3, 4. So dis my 4 kwarte. Die onderste getal sê vir jou hoeveel jy moet deel. Die boonste getal sê vir my hoeveel ek moet inkleer daarvan. So ek moet 3 van hulle inkleer. So ek kleer enige 3 is reg. 3 van die 4 dele in. Goed, die laaste een sê vir my 2 op 5. So dit beteken 5 is die onderste getal. Ek deel my blok in 5 dele. So 1, 2, 3, 4, 5. Daarso kan jy sien, ons 1, 2, 3, 4, 5 gelyke dele. En hoeveel van dit kleer ek in? Ek kleer 2 in. Dit maak nie saak watter 2 jy inkleer nie, solank daar 2 ingekleer is. En dan sal 3 oor. Goed, en dit is wat jy moet weet van breuke. Onthou nou, bring jou skryfbehoeftes, bring jou sakrekenaar, bring jou liniaal en baie sterkte. Julle het hard gewerk hierdie kwartaal. Ek weet sommer dit gaan regtig goed gaan met julle. Okay, bye bye.